Ek neem sommer maar net hierdie preek op. Ek sal hom vir Dominee Pieter stuur en as iemand hom seker daar wil luister of so, dan sal hy dit vir u kan aanstuur. Die skriflesing vir oggend is uit Psalm 91, maar voordat ons lees waar die tema gaan wees God se vlerke, kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, ons aanbid u in hierdie oggend in u grootheid. U wat van alle ewigheid tot alle ewigheid is. U wat almagtig is. U wat alwys is. U wat die alskepper is. Here, u grootheid kan ons nooit met ons gedagtes vasvang of met woorde regtig uitspel nie. Maar ons dankie dat ons as nietige mense, maar u kroonskepping vanoggend by mekaar kan kom in hierdie erediens om u te kan eer en te kan dien. Dankie vir die woord wat u in hierdie oggend ook in elkeen se harte gaan inskrywe. En my gebed is, Heer, dat dit onvergeetlik sal wees en dat elkeen hier deur die bediening van u woord op 'n wonderlike wyse geseënd sal wees en hier sal weggaan met krag en moed en met 'n opgewondenheid in hierdie koue, harde, ongenaakbare wêreld. Spreek, Here, u diensknegte, u diensmaagde, u kinders luister. Amen. Psalm 91 is 'n baie bekende psalm. Ek het al gesien dat mense op die buffer van hulle motor daar sit, moes hierdie motor word is onder die beskerming van Psalm 91 of by hulle huise. En is dalk 'n baie kosbare psalm ook vir jou. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dis hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Ons tekswoord in hierdie oggend, hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Ek wil die 1933 vertaling, dis die eerste vertaling in Afrikaans wat deur Tosius gedoen is, wil ek verkies in hierdie oggend. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Dis soos die ou vertaling sê, hy sal jou dek onder sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat die Here jy as hy skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here, omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor, in sy nood sal ek by hom wees, ek sal hom red en hom in sy eer herstel, 'n baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hulp sal hy hom verbly. Ons lees net tot sover. Die 4de vers, hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Nou, geliefdes, die menslike taal wat die Here aan ons gegee het, om te kan praat, is 'n wonderlike medium waardeur ons met mekaar kan kommunikeer en waardeur ons met mekaar kan kommunikeer
en vir mekaar sê wat in ons harte lewe. En ons kan praat oor die grootheid van God ook, oor ons menslike taal as ons getuig. Maar as daar een plek is waar ons menslike taal tekortskiet, dan is dit om die grootheid van die Here werklik vas te vang en te sê wie en wat hy in ons lewe is. Ons woorde skiet tekort om die grootheid van God, wie en wat hy in ons lewe is en wil doen, regtig raak te vat. En daarom glo ek, is dit ook nie vreemd dat die Here vir ons beelde gegee het in die Bybel, met ander woorde beeldspraak, om vir ons deur daai beeldspraak te sê wie en wat hy is nie. Jy weet mos wat is beeldspraak? Beeldspraak is mos, as die Here hom vergelyk in die Bybel met iets wat ons ken, en ons ken daai iets, en die Here hy sê hy is soos dit. Soos byvoorbeeld, kom ek sê net, een beeldspraak is, hy is die brood van die lewe. Brood. Nou ons ken brood, ons weet wat doen brood, en so verstaan ons baie goed wat die Here is. Brood gee lewe. Ander beeldspraak is die fontein van die lewe. Water bring lewe, en as God sê ek is die fontein van die lewe, dis 'n tweede voorbeeld van beeldspraak, dan verstaan ons ook baie goed deur hierdie beeld wie en wat God in ons lewe wil wees. En nou in hierdie oggend, die vlerke van 'n voël. Hy sal jou dek onder sy vlerke. En ek wil sommer net in die begin sê, dis beeldspraak. God het nie regtig vlerke nie, dis beeldspraak om ons te verduidelik wie en wat hy is en in ons lewe wil doen. Hy sal jou dek onder sy vlerke. Kom ons gaan dink na oor die vlerke van 'n voël wat ons ken, en so verstaan ons 'n ietsie meer van hierdie wonderlike God wat ek en jy aanbid. Die eerste gedagte in hierdie oggend, God se vlerke is vinnige vlerke. Nou, kom ons dink 'n bietjie net na oor voëls wat ons ken, se vlerke, en die vinnigheid daaraan verbonde. Daar word gesê dat posduwe, jy almal ken mos 'n posduif, dat hulle bereken het dat daai posduwe tot 144 km/h kan vlieg. Ek dink aan hierdie swaalkies, hierdie veervriendjies van ons, dat daar gesê is dat 640 km afstand het hulle al afgelê en bereken daai 640 in 6 ure. Dit gee vir jou gemiddeld van 106 km/h vir 6 ure aan mekaar. Is wonderlik. Maar nou, ek was verstom geweest. Toe gaan ek en wat die kinders moes doen, hulle Google alles en julle Google ook. Toe sit ek in the fastest bird in this world. Jy kan dit self gaan. En weet jy wat is daai voël se naam? 'n peregrine valk. Daai valk is so vinnig met sy vlerke dat hy die radarstelsel van, wat is daai ander vlermuise? Ja, vlermuise kan snyk. En voor hulle dit kan optel, het hulle al. Weet jy wat sy spoed wat so 'n valk vlieg? 386 km/h. Dit is verstommend, nie waar nie. Nou, ek wil vanoggend vir jou sê, kom ons los nou die vinnige vlerke van regte voëls. Kom ons kyk na God. En dit skiet nog ver te kort, hierdie vinnige vlerke van voëls. Maar ten opsigte van wat die Here is. Maar God, wat die vlerke van die vinnigste voël gemaak het, is sy vlerke is veel vinniger as dit. U wat vandag hierso sit, het almal al in 'n mindere of in 'n meerdere mate al storms en stormwinde in jou lewe beleef. Is jy een mens? As u sê hier is niemand wat stormwinde al beleef het nie, dan is jy nie 'n mens nie. Elkeen van ons het stormwinde, dood, siekte, terugslag, bekommernisse in ons lewe al beleef.
En weet jy wat is die wonderlike vanoggend? Ek het in die gebed gesê, Here, dankie vir hierdie woord, wat vir ons, vir my in die eerste plek ook hier by Kansel, so bemoedig, dat geen, en dis die bemoediging, stormwind, wat in jou lewe, miskien vandag is, of môre kan wees, kan jou van die Here af wegneem. Is dit nie wonderlik nie? Geen stormwind kan my van die Here af wegneem nie. Hy's altyd by jou. Dis wat Dawid, glo ek, wou vasgevang het in Psalm 139 vers 7 tot 10, toe hy gesê het, waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Om te sê, God is altyd by my. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar, met die vinnige vlerke, né? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlug ek na die weste, of gaan woon ek in die verre ooste? Ook daar lei u hand my, hou u my vas. God is altyd daar, vir jou. Ek sê weer eens, dalk gaan dit vandag met jou baie goed, en daar's geen stormwind nie. Maar dalk kan dit môre kom, asseblief. Moenie hierdie belofte van die Here vergeet nie. Wat ook al gebeur, roep hom net aan, en hy's daar vir jou, onmiddellik, want sy naam is mos Immanuel, God met my. God is altyd daar. Wonderlik. Geen stormwind kan my van hom wegneem nie. Die tweede gedagte vanoggend, wat net so bemoedigend vir my is, en vir u moet wees, God se vlerke is nie net vinnige vlerke nie, God se vlerke is breë vlerke. Breë vlerke. Nou, om weer terug te gaan na voëls toe, elke van u het daai wonderlike gesig al gesien, jy wat op 'n plaas sekerlik dit al gesien het, hoe daai hen, as daai kykentjie so rondskarrel en daai arend kom, of daai val kom, hoe sy haar vlerke sprei, jy sal nie sê daai vlerke is so breed nie, maar sy maak vir hulle oop, hoor, en sy maak daai stoutertjies bymekaar, en sy hou hulle onder haar vlerke, haar breë vlerke. Sommige net, ook dink ek daaraan, my ouers, hulle is ook al oorlede, maar te plaas in die Karoo, en daar kry jy onder andere die, soos hulle sê, die Marshall Eagle, die breë borsarend, dat hulle sê, dat daai vlerkspan van punt tot punt, kan tot by die 3 meter wees. Ek het al so gestaan op die plaas, en dan kom daar so, asof daar so skaduwee oor jou kom, en dog ek, is die Boeing wat na Kaap toe gaan, wat so laag oorkom, maar dan is dit so voël, 'n arend wat so oor jou gaan. Breë vlerke. God se vlerke is breë vlerke. En ek wil net vandag vir jou sê, as hy sê sy vlerke is breë vlerke, hoor dit nou, daar's nie 'n aspek van jou lewe waaronder jy nie onder God se vlerke kan gaan skuil nie. Jy kan daar gaan skuil, jy moet daar gaan skuil, hy wil dit hê. Met jou hartseer, met jou pyn, met jou verlies, met jou onbeantwoorde vrae, met jou worstelinge, met jou alleenheid, met jou verlange. Met jou huwelik, met jou finansies. Ek hoef nie alleen in hierdie koue wêreld te staan, ongenaakbaar. God wil jou toemaak. En daar is so baie voorbeelde in die Bybel. Dink byvoorbeeld aan Job, ek gaan net een noem. Weet jy wat het Job belewe? Job het op een dag, het hy al 10 sy kinders verloor. Gaan lees Job 1. Al 10 sy kinders verloor op een dag, en al sy besittings. Dan staan daar, goed, hy het op die grond geval. As ons hartseer beleef, jy voel of jy jou klere wil skeer en op die grond val, afhangende van hoe groot is die hartseer en die pyn en die skok wat jy hoor, maar dan staan daar, dan roep hy uit,
Die Here het gegee, hoor skuile onder die vlerke van die Here. Die Here het my hierdie goed gegee, die Here het geneem, hoor nou skuil, hy prys die naam van die Here. Ek sien hierdie Job met sy hartseer, hoe hy onder hierdie vlerke van God sit. En dis wat die Here vir my en vir jou sê. Weet jy, in hierdie moeilike wêreld, hy's daar met sy vinnige vlerke vir jou. En hy's daar om dit oor jou te sit. Soos hy oor 'n hen oor die kuikens. Nie wonderlik nie. Gaan skuil vandag met alles by die Here. Hy wil dit hê. Die derde in hierdie oggend, God se vlerke. Hy sal jou dek onder sy vlerke, onder sy vinnige vlerke, onder sy breë vlerke, onder sy kragtige vlerke. Dis die derde punt. Ek is seker dat jy op televisie al gesien het, wat ek so ruk terug ook net weer gesien het, hoe 'n arend kom en hoe hy 'n lammetjie optel met sy kloue, of 'n vis so groot soos hy optel, en hoe hy moeisaam, maar dit gaan al, jy dink hy gaan nie wegkom nie, en dan sien jy, gaan hy hoor en hoor en hoor en hoor na sy onherbergsame vesting om daar sy prooi neer te sit, net vir hom. Sy vlerke is kragtig. En weet jy, daai vlerke is tot ons beskikking. Dis nie ek wat so sê nie, dis God se woord. Wat staan in Jesaja 40? Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Ek wens ek kan eintlik geleentheid gee en sê, kom vertel almal wat in jou lewe gebeur het oor die nuwe krag. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Jy sal vlieg met die vlerke van 'n arend. Jy sal nie moeg raak nie. Die vlerke van 'n arend. Die vlerke van 'n arend, God se vlerke lig ons op. En weet jy, as ons oplig, maar dis 'n keuse wat ek moet maak, as ek nou daarby kom, dis 'n keuse, ja. Kom ons kom by 'n praktiese voorbeeld, dan gaan julle dit ook nooit vergeet nie. As jy op die aanloopbaan sit, in 'n vliegtuig, ek sê net maar op 'n plaas aanloopbaan, ook by die groot lughawens, dit lyk nie wonderlik daar langs die aanloopbaan nie, maar jy sit nou op 'n plaas aanloopbaan, terwille van illustrasie. Wat sien jy as jy so uitkyk by 'n vliegtuig? Jy gaan 'n muurshoop sien, en jy gaan droë takke sien, en jy gaan vaal grasse miskien sien, maar dan begin daai vliegtuig beweeg, en die oomblik, as hy die aanloopbaan verlaat, hoe lyk die wêreld dan? Skielik is hier dammetjies en groen velde, en alles lyk net anders, van bo af. En dis wat die Here wil hê, ek en jy moet so lewe. Ons moet hom vra om ons op te tel met sy arendsvlerke, sodat ons uit 'n ander perspektief na ons lewe kyk. Jy het 'n keuse, of jy kan bly op die aanloopbaan van jou lewe en vaskyk teen die muurshope. Ek raak ook moedeloos, ek is mos nou net 'n mens soos jy. Daar's ook dinge wat in en om 'n mens gebeur, wat sê, ag, ek sien die kans vir die dag, en kyk net weer daai ou wat my so kwaad gemaak het. Jy het 'n keuse, of jy wil bly op die aanloopbaan van jou lewe en vaskyk teen die muurshope, of jy kan sê, Here, tel my op, sodat ek deur u oë uitkyk, want as ek deur die oë van die Here kyk, dan het jy baie dankbaarheid. Ons plek daar in die bedien, ek en my vrou het sulke, ek weet nie wat doen mense, stepping stones gemaak, so uit in 'n blokke gegiet, en toe 'n klompie van hulle, maar ons het op, sy's baie kunstig, en het sy met klippies so gesit, DANKBAAR, dankbaar, dit staan by ons huis, dankbaar, as jy so aangeloop kom, dankbaar, want weet jy, as ons die Here toelaat om ons op te tel, dan sal jy sien, jy het soveel rede om dankbaar te wees.
Ons kan so maklik kla. Ek en jy moet net onthou, daar's baie mense wat sieker is as ek is, en jy is. Daar's mense wat armer is as ons. Daar's mense wat swaarder kry. Daar's mense wat meer bekommernis het, al dink jy miskien jou bekommernis is die grootste. Daar's mense wat baie swaarder kry. Maar dan kla ons baie keer. Maar as ek die Here toelaat om my op te tel en ek kyk deur sy oë, dan kan ek net sê dankie Here. Soveel rede om dankbaar te wees. Want weet jy, U het gekom bo alles in lydenstyd. Ons is in lydenstyd om U lewe vir my te gee sodat ek vry is en van die bande van die Satan wat my wil bind, en ek is onder die vlerke en ek kan vlieg met die kragtige arendsvlerke, sweef soos 'n arend, daai mooi lied. Jy moet hom sommer op YouTube gaan kyk weer na enige iemand wat dit sing, en dan dink jy terug in die preek. God tel jou op. Weet jy, ek wil in my tweede gemeente was Derby gewees, en daar was om te sê jy kyk deur ander oë. Daar's 'n tannie gewees, tannie, ja, dis baie jare terug, hoor, Molly, tannie Molly. Sy's lankal sit sy by die Here se voete in die hemel. Maar in elk geval, sy daar in PKG hospitaal beland, Paul Kreer Gedenkhospitaal, vandag het hy 'n ander naam, maar ek het toe een wintersaand, is ek laat weet, sy's in die hospitaal. Ek het PKG toe gery en met my ou volksie, daai kinders wat daar sit, sal my volksie nog onthou, en is 'n koue aand gewees, en ek het so gesoek, want jy kan nie daar inkom dat hulle vir jou sê, good evening, that lady, she's in ward 7, bed B, of wat ek al nie, jy kan nie so iets kry nie. Ek moet daai hele hospitaal omtrent deurgeloop het, en uiteindelik het ek daar in 'n saal gekry wat leeg is, en toe ek so instap, toe hardloop daar nog so 'n rot, het so gehardloop oor die vloer. En sy lê daar met 'n ou gehukelde kombersie, lê die tannie Molly. En ek kom staan by haar, sy het verskriklik pyn, want sy het polio ook as 'n kind gehad. En ek sê, tannie, dit gaan seker baie swaar, goeienaand. En sy kyk so met daai, ek sien of daai gesiggie wat sy opkyk, sy sê, nee dominee, ek het pyn, maar die Here is by my, en hy hou my warm met sy liefde. En ek dink so daaraan vandag. Dis iemand wat deur die oë van die Here gekyk het na onder, en nie uit haar koue, vuil hospitaalbed nie. Ek en jy moet baie keer skaam wees, of kom ons sê ek ken nou nie U lewe nie, skaam wees hoe ons baie keer hier kan vaskyk teen die muurshope en die droë takke, en nie God se grootheid en goedheid sien, die dankbaarheid wat ons moet hê nie. Die vlerke van God is vinnige vlerke, is breë vlerke, is kragtige vlerke. Dit is so bemoedigend in hierdie oggend, nie waar nie? En die laaste is God se vlerke, sagte vlerke. Kom ons gaan weer terug na daardie beeld wat ek vir jou geskets het van die hen met die kuikens. Daai sagte vlerke wat 'n hen oor haar kuikentjies sit, spreek net van een ding. En dit is sagtheid, liefde, beskerming, teerheid, omgee. Dis wat sy het. En dis wat die Here vir ons het. Hy wil hê ons moet by hom skuil. Weet jy, een van die hartsteerste gedeeltes in die Bybel is Matteus 13 vers 34. Ons is in lydenstyd nou. Dink aan Jesus wat die laaste keer Jerusalem ingekom het op pad na die kruis toe. En toe Jerusalem inkom, toe kyk hy so oor Jerusalem se inwoners, toe sê hy, gaan lees dit daar, Jerusalem, sê die Here met trane seker in sy oë, wat oor sy wange gerol het, Jerusalem, o Jerusalem, hoe graag wou ek jou bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens. Maar hoor nou, maar jy wou nie. Jy wou nie.
Dis 'n keuse wat ons moet maak, geliefdes. Of ek kan op my eie probeer regkom, of onder die sagte vlerke van die Here in hierdie koue wêreld lewe. Net vir jou sê, nie een van ons weet hoe lank God se vlerke nog in hierdie wêreld oor jou is, bedoelende daarmee, hoeveel tyd ons nog op aarde het nie. En hierdie uitnodiging is daar, vir my en vir jou. En ek glo dat u wat hier so sit, het die Here aangeneem. Maar dit is my so wonderlik, ek wil afsluit net met 'n verhaal wat werklik gebeur het, is dat mense God dank op die einde van hulle lewe, en ons mag dit nooit doen nie. Op die einde van hulle lewe, net ingeglip het onder die vlerke van God, vir 'n ewige veiligheid. Ek dink aan die moordenaar aan die kruis, dink aan my Here, wanneer u vandag in die paradys is. En dan dink ek aan 'n verhaal wat my altyd sal naby bly. Daar in Pretoria is Dominee Ben de Klerk gewees, Dominee B.J. de Klerk. Hy was 'n vriend van my pa, en hy is vriend van ons ook. Hy is ook al lank oorlede, en hy het Skanskop gemeente is net so langs die ou Pretoria Sentraal, u wat miskien Pretoria ken. Vandag is dit Makokor, ek weet nie wat is die naam nie. Maar in elk geval, Pretoria Sentraal, en hy het baie keer die kapelaan uitgehelp van die gevangenis, as die kapelaan nie daar is nie. En die aand bel hulle om te sê hulle vir hom, Dominee Ben, kan jy asseblief kom uithelp of so nie? Ons wil net hê jy moet kom praat, nie uithelp, kom praat asseblief. Hier sit ter dood veroordele, dis jare terug, dis daai tyd toe die galg nog aan die orde van die dag was. Kinders, julle sal nie weet nie, maar jy weet dat hulle mense opgehang het. Vandag is die galgdood mos afgeskaf. En toe vertel Dominee Ben vir ons, hy het gaan sit die aand by hierdie man, en hierdie man was kwaad vir die Here, want hoekom is sy lewe nou so? Maar hy het die keuse gehad om so te lewe, maar in elk geval, en worsteling met die Here, en in daai nag, in die vroeë oggendure, toe gee hy sy hart vir die Here. En ek wil nie emosioneel raak nie, so ek gaan nou maar net nie so inleef in die storie nie, maar in die vroeë oggendure, toe gee hy sy hart vir die Here. Toe kom skuil hy onder die vlerke van God. En toe sê hy vir Dominee Ben, 6:00 die oggend, Dominee, jy moet my nou verskoon, want ek gaan nou stort, en dan gaan ek my beste tronkklere wat ek het aantrek, want sê hy opgewonde, oor 'n uur ontmoet ek my God. En Dominee Ben het gesê, dis reg, en hy het gekom, en toe sê hy, ek wil net vir u vra, Dominee, wil jy nie net saam met my en die tronkbewaarder net hierdie laaste paar tree loop nie? En ek wil vir jou vra om saam met my te sing, nader my God, nog naderby. Nader my God, nog naderby. En hy sê, daai man het uit volle bors gesing, want eers moes hy die lied geleer het. En hy het gestap tot by die deur, en die deur het toegeklap, en toe hoor hy nog, hoe weergalm dit, en hy sing daai, nader my God, nog naderby. God dank, hy het betyds gaan skuil. Jy weet, ek wil net vir jou sê, die Here toe hy in Jerusalem inkom, het hy gesê, Jerusalem, o Jerusalem, hoe graag wil ek jou bymekaar maak soos 'n hennaarkykens, maar jy wou nie. Mag dit nooit wees, dat ek en jy, as ons die Here gaan ontmoet, dat hy na ons kyk en sê, ek wou, maar jy wou nie. Kom ek vat net saam in hierdie oggend. Ag Here, baie dankie. Dankie vir u vinnige vlerke. Geen storm kan my van die Here af, van u af wegneem nie.
Dankie Here vir u breë vlerke, dat ek met elke deeltjie van my lewe en elke emosie by u kan skuil. Dankie Here vir kragtige vlerke. Ek hoef nie op die aanloopbaan van die lewe te sit en in moedeloosheid vaskyk nie, maar ek kan deur u oë van bo af kyk en net sê, halleluja, loof die Here in dankbaarheid. En Here, dankie vir u sagte vlerke in hierdie koue, ongenaakbare harde wêreld, waaronder ek kan skuil tot in alle ewigheid. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Dankie Here dat u op 'n eenvoudige manier u woord deur middel van beeldspraak aan ons in hierdie oggend gebring het. En ons glo met ons hele hart, wil ek dit glo, dat elkeen wat hier sal uitstap, sal hom verlustig en vashou aan u sagte, breë, kragtige, sagte vlerke. Ek bid vir die gemeente, vir Dominee Pieter en die kerkraad en elke gemeentelid. Dankie vir jare dat u hierdie gemeente al in stand hou. En dankie Here dat hulle ook onder u vlerke kan skuil. Geef ons almal asseblief vandag 'n wonderlike dag verder, dat dit vir ons so 'n lekker dag sal wees, waar ons kyk van bo af deur u oë in dankbaarheid vir dit wat u in ons lewens is. Amen.